Goed, ons is besig om te kyk na 'n reeks wat gaan oor hoe dit lyk om in die vrees van die Here te leef. En miskien was dit vir jou 'n vreemde ding om te hoor toe ons begin het met die reeks, om die Here te vrees, om in die vrees van die Here te leef. Maar ek glo dis hoekom die kerk vandag sukkel om te herleef. Ons sukkel om by 'n plek van herlewing te kom, want ons verstaan nie regtig wat dit beteken om in die vrees van die Here te leef nie. Spreuke 16 vers 16 sê, deur die vrees van die Here wyk 'n mens af van die kwaad. Dit sê nie deur die liefde van die Here nie, dit sê deur die vrees van die Here. Dit gee vir ons die krag. Die vrees van die Here gee vir ons die krag om weg te stap van die kwaad af, om weg te stap van sonde af, om weg te stap van die bose af, om in die vrees van die Here te leef. 'n TV-evangelis, is nou interessant dat Jan ook gepraat het oor die gevangenis, maar 'n TV-evangelis jare gelede, ek dink dit is in die laat 80s, was hy in hierdie bediening gewees vir al die verkeerde redes. Hy het later bedrog gepleeg, verskeie vlakke van bedrog gepleeg, en hy het 45 jaar gevangenisstraf gekry. Sy tronkstraf is later verminder. Ek gaan nie nou sy naam noem nie, want dit is nie nou belangrik nie, maar na 'n jaar gevangenisstraf het hy John Bevere se eerste boek gelees wat hy geskryf het oor die vrees van die Here. En hy het toe 'n versoek ingesit of John hom dalk kan besoek in die gevangenis. John het toe die versoek aanvaar, hy is gevangenis toe, en toe hierdie man aangestap kom met sy gevangenisdrag en voor hom gaan sit, is die eerste woorde wat die man vir John sê, John, ek weet hierdie tronkstraf van my is nie die oordeel van die Here nie. Dis die genade van die Here. Want as ek aangegaan het op die manier wat ek aangegaan het, was ek in die hel vir ewig gewees. En hulle het verder gesels, en die man vertel toe dat hulle 'n kerk begin het in die gevangenis, na rukkie wat hy daar was, en hoe dat hy die woorde van Jesus bestudeer het, gereeld in die woord besig gewees het, hoe hy baie gebid het, en hy vertel hoe Jesus hom bevry het van hierdie bose wat in hom was. En John het sommer aangeneem dat hy dan nou die ou was wat die kerk in die gevangenis begin het, maar hy het dit dadelik ontken, en hy het vir John gesê, nee, ek was 'n meestermanipuleerder gewees, en ek wil niks met leierskap te doen hê, voordat ek nie weet dat ek totaal getransformeer het, totdat die Here my nie totaal getransformeer het. John was baie beïndruk met die man se getuienis, en hy het toe vir hom gesê, maar daar's tog iets wat ek jou wil vra. Daar's een ding wat ek by jou wil hoor. Hoe het dit gebeur dat jy die Here verloon het? Dat jy hom verloon het as jou eerste liefde? Hy sê, ek onthou hoe passie jy vir Jesus gehad het, as ek na jou televisieprogramme gekyk het. Hoe opgewonde jy was, en hoe opgewonde jy hierdie bediening van jou gedoen het. Dat jy soms trane gestort het, terwyl jy gepreek het. Wat het gebeur? En sy antwoord was, ek het nie my liefde vir Jesus verloor nie. En John het vir hom sê, wat bedoel jy? Ek meen, jy het bedrog gepleeg, jy het 45 jaar tronkstraf gekry. Wat bedoel jy het nie jou liefde vir die Here verloor nie? Hy het gesê, John, die probleem was, ek het nie die Here gevrees nie. John, ek dink daar's miljoene mense, net soos ek. Hulle het die Here Jesus lief, maar hulle leef nie in die vrees van die Here nie. Sien, die liefde van die Here en die vrees van die Here is die kragte wat ons op die regte pad hou. As jy maar net kyk na dit wat in Matteus 7:14 staan, want die poort is nou, en die pad is smal, wat na die lewe lei.
en daar's min wat dit vind. Die poort van ons redding, waardeur ons gaan, is moeilik. Hy sê, maar die pad nadat jy deur die poort van redding is ook moeilik. Hierdie week het ek 'n afspraak met 'n man gehad en hy het op 'n stadium vir my gesê, Andre, ek het nooit geweet dit gaan so moeilik wees om 'n Christen te wees. Die nou pad van die lewe na ons redding het ook 'n paar slaggate. En die Here het vir ons 2 wonderlike kragte gegee om ons of uit daai slaggate uit te hou of om ons uit daai slaggate uit te kry. En die 2 slaggate waarvan ek praat is in die eerste plek wettisisme. Die kerk in die wêreld het deur die jare op stadiums erg in wettisisme verval. Veral in die 1950 en 60s. Die van julle wat in daai tyd gelewe het, sal onthou, deur 'n tyd van wettisisme gegaan, of in Engels legalism, geestelike wettisisme. En toe het daar 'n Jesus revolution gekom. En skielik het mense uitgevind dat die Vader ons liefhet. Hy het sy seun Jesus gegee, omdat hy so lief was vir ons. En toe het die jong mense die tradisionele kerk begin verlaat in die 1970s, en hulle het begin met straatevangelisasie, en die van julle wat daai tyd in Suid-Afrika in die kerk was, sal onthou, in 1974 was dit die jeug tot jeug aksie gewees, onder Dominee Mike Smits. En wat die liefde van die Here gedoen het, was dat sy liefde ons verlos het van wettisisme. En wat ons gedoen het, is wat so baie mense doen, ons wou so ver wegkom van hierdie wettisisme af, dat ons heeltemal oorgehel het na die ander kant toe, en wetteloos begin raak het. En die krag wat ons gehelp het, om nie in daai slaggat van wetteloosheid te beland of daar te bly nie, was die krag van die vrees van die Here. Sien, hierdie kerkleier waarvan ek net nou gepraat het nie gewandel in die vrees van die Here nie. Soos miljoene ander mense. Wat beteken dit dat miljoene mense vatbaar daarvoor is om nie goed te eindig in hulle geloofsreis nie? Die feit dat ons nie in die vrees van die Here leef nie, beteken dat ons die gevaar loop om nie ons geloofsreis, hierdie pelgrimstog van ons hier op aarde, goed te eindig. Dis presies as julle onthou wat teen Paulus ons gewaarsku het. Wat gaan gebeur en wat met jou kan gebeur voor die wederkoms van Jesus Christus. En na aanleiding van dit alles behoort ons eintlik op 'n plek te kom waar ons die Here smeek daarvoor, dat ons sal kan leef in die vrees van die Here. Maar dis een van die manifestasies van die Heilige Gees. Jesaja het gesê in Jesaja 11 vers 2, het hy gesê, en hy praat hier van Jesus, hy sê, en op hom sal die Gees van die Here rus, en die Gees van wysheid en verstand, die Gees van raad en sterkte, die Gees van kennis, en die Gees van die vrees van die Here. En hy het 'n welgevalle aan die vrees van die Here. Jesus Christus het vreugde gevind in die vrees van die Here. En dis 'n baie belangrike woord wat ek wil beklemtoon, en dis die woord langlewendheid. Ek weet nie of daar 'n beter Afrikaanse woord daarvoor is nie, maar die woord wat eintlik verduidelik dat dit belangrik is dat ons in ons geestelike reis sal kan voleindig, sal kan aanhou, sal kan uithou en sal kan klaarmaak. Dis nie hoe ons lewensreis of ons geloofreis begin wat saak maak nie, dis hoe ons dit klaarmaak wat saak maak. En ons moet verstaan, hierdie geloofsreis van ons, as volgelinge van Jesus, is nie 'n naloop nie. Dis 'n uithou wedloop.
Ek onthou 'n profetiese konferensie wat ek baie jare terug bygewoon het hier in Ermelo. Dit was nog daar in 'n gebouetjie in die ou skougronde. Daai gebouetjie het waarskynlik gestaan daar in die parkeerarea waar ek raai sommer nou, waar by cars se containers staan. Die Gees van die Here het so beweeg en gemanifesteer dat ek op 'n stadium bewus geraak het daarvan dat daar 'n verskil is tussen my verstand en my hart. As ek kan sê, miskien tussen my siel en my gees. Want my verstand was net op 'n stadium daai naweek van ek kan nie meer nie. Ek kan nie meer nie. Ek was geestelik so oorweldig dat ek eintlik fisies uitgeput was. En my hart het gesê aan die ander kant, Here, moet ons asseblief nie verlaat nie. Dit was te groot en te oorweldigend vir my verstand om te kon verwerk. Hebreërs 4 vers 12 sê, want die woord van God is lewend en kragtig, skerper as enige tweesnydende swaard, en dring deur tot die skeiding van siel en gees. En die ontzag en die respek vir die Here was so groot in daai gebouetjie. Ek onthou toe op 'n stadium toe die God se teenwoordigheid vir 'n oomblik gelig het die meeste van ons net daar gesit. In stilte, in verwondering. Ek dink waarskynlik in die vrees van die Here. En op 'n stadium het ek gewonder, wat moet ek nou doen? Is asof die Here net gesê het, ek is klaar met jou vir vandag. Jy sal nie meer as dit kan hanteer nie. Ek onthou ek en Sia de Plooi was daar, en ek weet Marjorie was daar. Is daar iemand wat kan onthou dat julle daar saam met ons was? Ek weet ons het op 'n stadium net vir mekaar gesit en kyk en gewonder wat nou hier gebeur het. Maar ek het so 'n verligte en so 'n skoon gevoel in my binneste gehad. Ons het almal net stil uit mekaar uitgegaan op 'n stadium en niemand het gewaag om iets verder te sê nie. Daar was net skielik 'n baie sobere en nugtere atmosfeer onder ons gewees. En dis presies wat Psalm 19 sê. Die vrees van die Here is rein en dit bestaan tot in ewigheid. Dis rein. Ek onthou die vrou wat die lofprysing en aanbidding gelei het, daai naweek het afgesluit met 'n profetiese lied. En die Heilige Gees het my daaraan herinner dat Lucifer het aanbidding gelei in God se troonkamer. Maar hy het God nie gevrees nie. En hy kon nie vir ewig volhard nie. 'n derde van die engele wat in God se troonkamer was, het God se glorie en sy heerlikheid aanskou, maar hulle kon nie daaraan volhard nie. En hulle is uitgewerp uit die hemel uit. Adam en Eva het gewandel in die teenwoordigheid van God en in sy heerlikheid, maar hulle het God nie gevrees nie. En hulle kon nie volhard nie. Elke geskape wese wat die glorie en die heerlikheid van die Here aanskou, sal getoets word in die heilige vrees van God. My onwillekeurig laat dink aan al die geestelike leiers wat ek al van gehoor het in my lewe, wat hulle bediening so opgewonde en so passievol begin het, en hulle bedieninge bestaan nie meer vandag nie. Hulle het nie in die vrees van die Here bly leef nie. Mag die genade van die Here my en die leierskap van hierdie gemeente beskerm en met ons wees. Kom ons fokus net vir 'n oomblik op die woord heiligheid. Ons het baie daarvan gesing vanoggend. Wat beteken dit? Word so baie keer verkeerd verstaan deur mense.
heiligheid of heiligmaking, om jouself eenkant te sit vir die Here. 2 Korintiërs 7 vers 1 sê, laat ons van alle besoedeling van die vlees en die gees reinig. Aan hoeveel besoedeling stel ons onsself bloot in ons daaglikse lewe? Aan hoeveel besoedeling het jy jouself in die afgelope week blootgestel? In gesprekke. Op plekke waar jy gekom het. Laat ons van die besoedeling van die vlees en die gees reinig en laat ons die heiligmaking in die vrees van God volbring. Dit sê nie laat ons die heiligmaking volbring in die liefde van God nie, dit sê in die vrees van God. En weer in Filippense 2 vers 12 staan daar, Paulus sê, werk julle eie heil uit met vrees en bewing, nie met liefde en goedhartigheid nie. Ons word volwasse in ons redding met die vrees van die Here. Met ander woorde, ons behoort meer en meer aan hom. Ons word meer en meer syne. Ons word meer en meer soos Jesus. Deur ons heilige vrees vir die Here. C.S. Lewis skryf die volgende, hy sê, how little people know who think that holiness is dull. When one meets the real thing, it is irresistible. Om heilig te lewe, raak onweerstaanbaar. Heiligheid is nie waar dit eindig nie, né? Dis eintlik as ware net die voorbereiding, of kom ek sê, die deurweg na iets wat ons almal begeer, en dit is om in 'n intieme verhouding met die Here Jesus te lewe. Ons gaan sukkel om daar te kom as ons nie 'n heilige lewe leef nie, in die vrees van God nie. Hebreërs 12 vers 14 word die volgende stelling gemaak, jaag die heiligmaking na. Nie sommer net iets wat ons kry as ons elke Sondag kerk toe kom. Hy sê, jaag die heiligmaking na, en dan sê hy, waar sonder niemand die Here sal sien nie. Nogal 'n stelling hierdie nie waar nie. Ek gaan nou net ietsie meer daaroor sê, want ek weet wat jy dink. Maar om iets na te jaag, of iets te pursue, die Griekse woord vir pursue, of om iets na te jaag, word gedefinieer as iets wat intense inspanning vat. Intense inspanning vat. En daar's 'n spesifieke en 'n baie doelbewuste doel en doelwit. Dit is om iets na te jaag. Geen onduidelikheid hieroor nie. Om heiligmaking na te jaag beteken dat jy doelgerig op die spoor is van iets om dit in die hande te kry. Is dit hoe ons lewe elke dag? As 'n man eers sy oog op 'n meisie het, en hy begin jag, dan is al min dinge wat hom gaan keer. Dalk sien 'n paar vrouens wat weet wat ek bedoel. Nie om meisies te jag nie, om mans te jag. Maar die vraag hier is, praat ons van posisionele heiligheid, of praat ons van gedragsheiligheid? En ek wil graag hê ons moet net bietjie daarna kyk vir 'n oomblik. Wat is die verskil hier? Nou is 'n verskil. 2 tipes heilighede. 'n posisie van heiligheid en 'n gedrag van heiligheid. Kom ek probeer dit verduidelik met my en Betsy se huwelik. Sy hou so daarvan as ek voorbeelde van haar gebruik. Ek en Betsy is 36 jaar getroud. Sy is nie meer my vrou, posisioneel, as wat sy 36 jaar gelede was. Sy gaan nie
oor 36 jaar meer my vrou wees, as wat sy was die dag toe ons getroud is. En ek ook nie haar man nie. Die feit is, sy het my vrou geword, en dis 'n posisionele verbintenis. As ons kyk na Efesiërs 1 vers 4, dan staan daar, soos hy ons in hom uitverkies het voor die grondlegging van die wêreld, om heilig en sonder gebrek voor hom in liefde te wees. Posisie. Die Here het posisioneel gesê, ek verklaar jou heilig op grond van dit wat my seun Jesus vir jou aan die kruis gedoen het. Posisie. Jy het 'n sekere posisie ingeneem as volgeling van Jesus Christus. Jy gaan nooit meer heilig word as dit wat Jesus vir jou gedoen het nie. Die ander tipe heiligheid van gedrag, hoe lyk dit? Nadat ek en Betsy getroud is, het sy 'n sekere tipe gedrag begin openbaar wat in lyn was met haar posisie. En dieselfde vir my. Voordat ons getroud was, het sy oogies gemaak vir ander mans en sy het op allerlei ander dates gegaan. Na ons troue, nie meer flikkers gegooi vir ander mans nie, meer uitgegaan saam met ander mans nie. Haar gedrag stem nou ooreen met haar posisie, en dieselfde met my. Petrus sê in 1 Petrus 1 vers 15, maar soos hy wat julle geroep het, heilig is, moet julle ook in julle lewenswandel heilig word. Ons het 'n posisie van redding ingeneem, grond van dit wat Jesus vir ons gedoen het en op grond van ons geloof. Maar hy sê, julle moet in julle hele lewenswandel heilig word. Nou praat hy van die gedrag van heiligheid wat in lyn is met die posisie van heiligheid. Kom ons gaan terug na Hebreërs 12 vers 14 wat sê, jaag die heiligmaking na, waarsonder niemand die Here sal sien nie. Praat hy hier van 'n posisie van heiligheid of 'n gedrag van heiligheid? Praat natuurlik van ons gedrag. Die gevolge daarvan om nie heiligmaking na te jaag nie, is om nooit die Here te sien nie. Nou beteken dit ek sal hom nooit in die hemel sien nie, beteken dit ek gaan nie hemel toe gaan nie? Nee, dis nie wat dit beteken. Ons moet dit aarde toe bring. Ek het in my lewe geleef onder 8 amptelike staatspresidente. Op 'n manier het ons almal 'n verhouding met die staatspresidente, want die besluite wat hulle neem, het op een of ander manier 'n invloed op ons lewens. Affekteer ons lewens. Maar ek was nog nooit in die teenwoordigheid van enige van daai staatspresidente. Ek het nog nie een van hulle van persoon tot persoon gesien nie. Van aangesig tot aangesig nie. Daar's Christene wat onder die heerskappy van Jesus Christus is, in hulle verhouding met hom. Sy besluite, sy woorde affekteer jou lewe, alhoewel dit veel anders is, as wat my verhouding met die presidente van Suid-Afrika is. Daar's nie 'n nabye verhouding nie. Christene wat nie in die Here se teenwoordigheid is nie, hulle hoor nie sy stem nie. Hoekom nie? Want hulle jaag nie heiligmaking na nie. Dis waarvan die skrif hier praat. So, die gevolge daarvan om nie heiligmaking na te jaag nie, in die eerste plek is, jy leef nie in die teenwoordigheid van God nie. Tweedens, as ons hom nie sien of aanskou nie, dan word ons nie verander na sy beeld nie. Ons transformasie, ons geestelike groei en verandering word vertraag,
Ons vertraag ons groei en ons karakter as ons nie heiligmaking najag. 2 Korintiërs 3 vers 18 sê, ons word van gedaante verander na dieselfde beeld wanneer ons sy heerlikheid aanskou. Wanneer ons in die vrees van die Here leef. So, sonder heiligmaking, aanskou ons hom nie in ons harte nie. Dis nie moontlik. Sonder om heiligmaking na te jaag, kan ons nie getransformeer word in sy karakter nie. Jakobus maak die stelling in Jakobus 4, as hy sê eintlik vir die Christene, julle motiewe is verkeerd. Hy sê julle egbrekers, wie dan 'n vriend van die wêreld wil wees, word 'n vyand van God. As julle eerder die wêreld wil najag, dan word jy 'n vriend van die wêreld. En nie 'n vriend van God nie. Dink 'n bietjie mooi daaroor. Hoe leef ons elke dag? Is ons nie maar voortdurend geneig om die wêreld na te jaag nie? In plaas daarvan om God na te jaag, om die vrees van God te lewe nie. Die Here gebruik altyd huweliksbeelde om sy verhouding met ons te illustreer. In die Ou Testament sien ons dat hy jou skepper is. Jou skepper is jou God. In die Nuwe Testament sien ons dat Jesus is die bruidegom en ons is die bruid. Efesiërs 5 vers 31, daarom moet die man sy vader en sy moeder verlaat en sy vrou aankleef, en hulle twee sal een vlees word. En dan sê hy in vers 32, hierdie verborgenheid is groot, maar ek sê dit met die oog op Christus en die gemeente. Bruid en die bruidegom. Gemeente in Christus. Kom ons gaan terug na my liewe vroutjie toe as voorbeeld. Hoekom het ek nog nooit egbreek gepleeg nie? Hoekom het ek nog nooit egbreek teenoor my vrou gepleeg nie? Ek sou nie saam met Betsy wou wees as sy nie bereid was om haar diepste geheime met my te deel nie. Een van die wonderlikste dinge daarvan om getroud te wees, is om jou vrou of jou man se diepste gedagtes en geheime te ken. Iets wat hulle net met jou deel. Sonder dit is dit nie eintlik 'n besonderse huwelik nie. En wanneer ek egbreek pleeg teenoor haar, sal sy my nooit daarmee vertrou nie. Nooit weer daarmee vertrou. En dit maak 'n huwelik besonder. Daarom is die rede hoekom ek nie egbreek pleeg teenoor Jesus Christus nie, is omdat ek nooit sy stem wil uitdoof. Die geheimenisse wat hy met my wil deel. Die gesprekke wat ek met hom kan hê, wat ek met niemand anders kan hê nie. Daardie stem wat vir my dinge vertel wat ek nooit geweet het nie, wat die woord van God aan my duidelik maak, wat vir my dinge vertel wat van hom afkom, dinge vertel wat my versterk en my bemoedig. Daarom jaag ek heiligmaking na, my verhouding met God, om in die vrees van God te lewe. Ek wil nooit ooit daardie stem, die stem van die Heilige Gees in my lewe stil maak nie. Ja, ek mag tegnies steeds getroud wees met Betsy, maar ons intimiteit sal verseker geaffekteer word as ek egbreek pleeg. Ons mag tegnies gered wees en aan Jesus behoort, maar dit gaan ons verhouding definitief beïnvloed as ek egbreek pleeg teenoor hom en nie in die vrees van die Here leef nie. En dis wat die heel belangrikste is.
om so in die vrees van die Here te lewe, dat heiligmaking vir jou onweerstaanbaar raak. Ek hoop en vertrou dat elkeen van ons by hernuwing vandag hier sal uitstap met 'n begeerte om onweerstaanbare heiligheid na te jag. Want wanneer ons dit doen, sal ons die teenwoordigheid van ons Skepper kan geniet. Elke oomblik. Van elke dag. Amen. Here, dankie dat U Uself telkens aan ons kom openbaar. En Vader, as ons nou na hierdie lied gaan luister, wil ek vir U vra dat ons vir 'n oomblik, ons sing so baie liedere, Here, ons luister so baie geestelike liedere, maar dat ons vir 'n oomblik net besef en bedink wat die voorreg is wat ons het as volgelinge van Jesus om in verhouding met U te staan. Maar nie net om in verhouding met U te lewe wanneer ons dit pas, wanneer dit ons pas en wanneer ons hier is op 'n Sondag of dalk ergens by 'n gebedsafspraak, maar dat ons dit sal najag voortdurend in ons lewens. Dat dit ons lewe sal wees. Om nie die wêreld en die wêreldse dinge na te jag nie. Om nie so besig te wees met die wêreldse dinge, dat dit die goed is wat ons uiteindelik najag, terwyl ons U eintlik verloor nie. Dankie Here vir die voorreg, die geleentheid om U te ken en om U te dien en om U te eer en om in U vrees te kan lewe. Die video. Vader, ek bid dat U elkeen van ons net op hierdie oomblik sal ontmoet. Ek vertrou U vir 'n heilige oomblik. Dat ons van alles om ons sal vergeet. Ons oë gerig op U. U wat ons Skepper is, maar wat ook Jesus die Here is. U wat ons so lief het, Here, elke een van ons wat hier sit. Maak nie saak wat ons omstandighede is nie. Dat ons U sal sien as ons hoop. Ons Here. Here, ons praat oor om in die vrees van die Here te lewe en miskien is dit iets wat ons nog nooit regtig verstaan het. Maar ek bid Here, soos wat ons aangaan, dat U dit vir ons duideliker en duideliker sal maak. Dat ons as volgelinge van Jesus nie maar net in die wêreld sal verdwyn en nie eers raak gesien word nie, omdat ons net 'n lewe leef wat U eer nie en U behaag nie. Dat ons U nie werklik najag nie. Here, maar dat dit so duidelik sal word wie ons is in Christus. In ons daaglikse lewe. Dat ons elke aspek van ons lewe voor U voete sal neerlê.
want aan U behoort die krag en die heerlikheid tot in alle ewigheid. Ek bid nou, Here, as ons gaan van hier af, dat U genade, die genade van die Here Jesus Christus, wat vir elkeen van ons beskikbaar is, en wat vir elkeen van ons genoeg is, en dat die liefde van God ons Vader, en dat die teenwoordigheid van die Heilige Gees in ons lewens, daai stem wat baie keer met ons praat, wat ons so maklik ignoreer, met ons sal wees, en dat ons hom nooit sal uitdoof nie. Amen. Amen. Gaan in vrede, julle.